In die heel laaste deel van hierdie module wil ons fokus op 3 diep vrae waarmee byna elke jong volwassenes op een of ander manier worstel. En hierdie is nie klein oppervlakkige vrae nie. Hierdie vrae vorm identiteit. Dit beïnvloed geloof. Dit bepaal dikwels hoe mense hulle plek in die wêreld sien. En die 3 vrae is: wie is ek? Waar pas ek in? En maak my lewe saak? En as ons eerlik is dit nie net jong mense wat soms met hierdie vrae worstel nie. Baie van ons het net geleer om dit beter weg te steek. Kom ons begin by die eerste vraag. Wie is ek? Die vraag van identiteit. Een van die grootste uitdagings van jong volwassenheid is identiteitsvorming. Want jong mense vandag groei op in 'n wêreld waar hulle konstant hoor: bewys jouself, bou jou brand, maak seker mense sien jou, maak iets van jou lewe, word iets, perform. Sosiale media werk amper soos 'n 24-uur talentkompetisie waar almal probeer wys: kyk hoe gelukkig is ek, kyk hoe suksesvol, hoe mooi en in beheer is ek. En natuurlik vergelyk jong mense hulle self voortdurend met daardie wêreld. En die gevolg? Baie voel hulle moet 'n masker dra om aanvaar te word. Hulle vra: wie is ek regtig? Wat definieer my en waar kry ek my waarde? Wie bepaal uiteindelik wie ek behoort te wees? En die wêreld gee sommer baie antwoorde. Sosiale media sal sê jy is wat jy wys. Prestasie sê jy is wat jy bereik. Kultuur sê jy moet jouself ontdek, jou eie waarheid skep. En tussen al hierdie stemme probeer jong mense net oorleef, net asemhaal. En dis hoekom ons soveel sien van angs by jong mense en vergelyking en selftwyfel en selfs uitbranding. En selfs daardie aaklige vrees van ek is nie goed genoeg nie. En hier het die kerk eintlik 'n ongelooflike belangrike rol. Want die evangelie begin op 'n totaal ander plek. Die evangelie sê jou identiteit begin nie by jou prestasie nie, maar by God se liefde. Nog voordat jy alles uitgesorteer het, nog voordat jy suksesvol lyk, nog voordat jy jouself bewys het, is jy reeds geken, geliefd en waardevol voor God. Dis 'n boodskap wat jong mense vandag regtig desperaat nodig het om te hoor. Die tweede vraag: waar pas ek in? Daai vraag na behoort. Dis wat elke mens soek, nê? Elke mens het 'n diep behoefte om iewers te behoort. Nie net om in 'n vertrek te wees nie, maar om werklik te voel jy word gesien en geken en aanvaar te voel. En soos ons sê, ironies genoeg leef ons vandag in die mees gekonnekteerde tyd van in die geskiedenis. Maar hoe ironies is dit nie een van die mees eensaamste? Mense het honderde followers, maar niemand met wie hulle regtig eerlik kan praat nie. Baie jong volwassenes wonder: is daar plek vir my? Sal mense my verstaan? Kan ek myself hier wees? Wat gebeur as ek twyfel? Wat as ek vra? Wat as ek anders dink? En hier word die kerk ongelooflik belangrik. Want die kerk is nie net 'n plek van programme en eredienste nie. Dit behoort 'n familie te wees. 'n plek waar mense nie eers perfek hoef te wees voor hulle welkom is nie. En hier is iets baie belangrik. Jong volwassenes soek eintlik nie net 'n cool kerk nie. Natuurlik help goeie koffie en mooi ligte, maar dis nie wat mense laat bly nie. Wat jong mense regtig onthou is op die einde van die dag iemand wat hulle naam onthou het, iemand wat gevra het, hoe gaan dit regtig? Iemand wat saam koffie gedrink het, iemand wat geluister het, sonder om dadelik reg te probeer maak.
baie jong volwassenes bly. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat iemand hulle laat voel het, jy hoort hierso. En dan die derde vraag, maak my lewe saak. Die vraag na doel. Hierdie generasie het 'n baie diep behoefte aan betekenis. Jong mense wil nie net besig wees nie, hulle wil weet, hoekom maak wat ek doen, hoekom maak dit saak? Hulle wil deel wees van iets groter as hulle self. En dis waarom soveel jong mense passievol raak oor dinge soos geregtigheid en die gemeenskap en geestesgesondheid en die omgewing en die klimaat en hoop en verandering. Hulle wil voel, my lewe beteken iets. En wanneer die kerk net fokus op bywoning en programme en strukture en instandhouding, maar jong mense nie help om te ontdek hoe God hulle kan gebruik nie, dan verloor ons hulle dikwels en verloor hulle dikwels ook hulle plek. Die kerk met jong volwassenes help ontdek. Jy is nie net 'n toeskouer in God se verhaal nie. Jy het 'n roeping. En dat God kan jou gawes en jou storie en jou persoonlikheid en jou vrae en selfs jou worstelings gebruik om lig in hierdie wêreld te bring. En wanneer ons hierdie 3 vrae begin verstaan, wie is ek? Waar pas ek in? En maak my lewe saak? Dan begin ons jong volwassenes anders sien. Nie net as die jeug of 'n bedieningsgroep nie, maar as mense wat diep op soek is na identiteit, behoort en betekenis. Daardie 3 is so ontsettend belangrik. En dalk is dit presies waar die kerk op sy mooiste kan wees. 'n Plek waar mense ontdek wie hulle in Christus is, waar hulle werklik behoort en waar hulle saam deel word van God se groter verhaal. Ons is eintlik nie 'n beter plek as jy's in ons gemeentes waar dit kan gebeur nie. Jy kan die video nou hier stop en hier volg jou praktiese opdrag vir die week. Dit is ook in geskrewe vorm beskikbaar, so werk rustig daardeur en kyk waarmee jy identifiseer of waarvoor jy kan sien. Moenie net vinnig deur die refleksie vrae hardloop nie, want dis eintlik waar baie van die diepste groei gaan gebeur. As julle as groep saam werk, gebruik dan julle volgende byeenkoms om hierdie vrae eerlik saam te bespreek. En indien jy alleen deur die kursus werk, hou gerus notas van jou gedagtes en waarnemings en gevolgtrekkings. Baie dankie dat jy erns maak met hierdie kursus. Maar nog meer, dat jy erns maak met jong volwassenes. Ek hoop jy begin reeds met nuwe oë kyk na die wêreld waarin hulle leef. Tot volgende keer.